weg om ons families te kry om weer te begin floreer. Nou, wat ons altyd doen is in die A-span, voordat ons begin met 'n vergadering of 'n saamkuier, bid ons altyd saam. En die eenvoudige rede hoekom ons dit doen is net omdat die meeste van ons kom uit groot sukkel, uit naalskou, moeilike tye, en dis van opstaan uit 'n diep donker gat uit. Nou julle, hoe staan jy op uit 'n diep donker gat uit as jy so moeg en moedeloos is dat jy nie eers meer die woorde het om dit te verduidelik nie? Die enigste manier om op te staan is om jou hand uit te steek en te sê, Vader, help my asseblief. En net sy hand te gryp, laat hy jou help. En dis hoe die meeste van ons, wel, ek kan amper sê, almal van ons in hierdie klaskamer, dis hoe ons dit reg gekry het om daai deurbraak te kry, is met sy hulp. So kom ons gee vir hom al die eer. Kom ons bid net gou vinnig voordat ons begin. Kom ons sluit ons oë. Dankie Abba Vader vir hierdie wonderlike geleentheid. Dankie Vader dat ons net hoef te sê help. Dis al, net help. En dan is u daar en u staan gereed om ons te help, want ons is u kinders. Vader, en so kom ons vanaand na u toe en kom vra vir elke boetie en sussie wat kom inskakel en wat dalk vanaand in 'n diep donker gat is. En ons kom vra, help asseblief Vader. Geef ons wysheid, geef ons insig. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus. Amen. Nou, ons gaan vanaand baie interessante goed met jou deel. So, kyk gou hierdie foto, voordat ons verder gaan. Dis 'n wonderlike prentjie van 'n gesin. En as jy na hierdie familie prentjie kyk, dan sien jy balans. Jy sien, hulle is gesond, jy sien balans, jy sien vrede, jy sien harmonie en vreugde. En dit lyk ook asof hulle kan ontspan en dit lyk asof daar genoeg is. Nou vir baie van ons is dit nie ons prentjie in ons gesinne met tye nie, want dis eerder hoe dit lyk in ons huis, nê? Daar is soveel stres, dat jy dit letterlik, jy kan nie wegkom daarvan af nie, en jy kan ook nie slaap in die nag nie. En een van die grootste bronne van al daai stres in ons huise in Suid-Afrika vandag is finansies. En dis 'n tekort aan finansies, omdat ons werk vir salarisse wat min of meer dieselfde bly, maar ons lewensonkoste word al hoe meer. Nou, jy hoor daagliks van mense wat sê, ek kan nie my huur betaal nie. Jy hoor daagliks van mense wat sê, ek is 3 karpaaiemente agter. Of hulle gaan die krag afskakel enige oomblik. Of dis 'n week voor maandeinde en ons het letterlik net melk en brood. Jy hoor dit gereeld, en dis die tye waarin ons nou vandag is, en ons gaan vanaand vir jou wys wat jy kan doen om daar uit te kom. So, hier is die vraag voordat ons verder gaan, is jou familie in survival mode, of kan julle floreer? Want daai 2 prentjies wat ek nou net vir jou gewys het, die eerste prentjie van harmonie en vrede, en daar is genoeg, daar selfs oorvloed, en daar's balans. Dit kom wanneer daar genoeg finansies is, maar wanneer daar te min finansies is, dit sit ons in survival mode. Nou, ek en François, ons bly in Zenine, Limpopo, en dit was vir min of meer so ongeveer, ek moet skat, so 10 jaar in ons lewe, wat ons met 'n calculator Checkers toe gegaan het om te gaan kos koop, want daar is net nie, die budget is te klein en daar's te min geld. En braaivleis, dit het nie gebeur nie. Ek het meeste van die tyd kookvleis en maalvleis gekoop wat goedkoper is, maar 'n lekker dik steak op die kolle gooi? Nee, dit was nie in ons begroting gewees nie. Kaas was 'n luukse in ons huis. Vrugte, soos hierdie druiwe wat jy hier onder in hierdie prentjie sien, was nie altyd, ek kon dit nie altyd bekostig nie. En dit was baie taai. So dit sit jou in survival mode, en dit sit jou in 'n posisie waar jy soort van ophou droom. Al waaroor jy worry is, hoe gaan jy môre dit maak, en hoe gaan jy vir die kinders daai kospakkie skool toe pak, en hoe gaan jou seun op die rugby toer gaan, want jy het nie die geld nie. En dis wat survival mode aan jou doen. Jy het lankal opgehou droom, jy kan nie droom nie, daar is nie geld om te droom nie. So ons sit dan in 'n posisie van help, maar jy weet nie wat om te doen nie, want jy werk al klaar van 8 tot 5, jou bord is vol, jy's moeg, jy's moedeloos, jy's oorlaai, jy weet nie meer wat om te sê nie, en jy het nie 'n uitweg nie, jy sien letterlik nie 'n oplossing nie. Nou, is jy in survival mode, of kan jy floreer? En dis die eerste vraag wat ek vanaand gou vir jou wil vra.
Nou, in my geval is dit 3 uur die oggend vir my gewees, wat ek nie kon slaap nie, dit het baie nagte so gegaan, wat ek 3 uur wakker word, en ek kan net eenvoudig nie verder slaap nie, want my angs is te veel. En ek beland by die kombuistafel en ek bid en ek sê, Vader, help my asseblief. En dit is hoe ek op die Legacy Builder program afgekom het, wat ons vanaand vir jou gaan wys. Maar as jy vanaand in survival mode is, dan is jy op die regte plek. So ek wil vir jou 'n vraag vra, wat wil jy graag bereik? Wat is jou droom? En as jy nou in survival mode is, dan is hierdie 'n baie belangrike vraag, want jy 10 teen 1 opgehou droom, want dan sien 'n ou net, jy sien net jou salaris, jy's binne in 'n boksie. Karin Odendaal het nou die aand gepraat oor die siklus van tekort. Toe sê sy, as jy binne in daai siklus van tekort is, jy voel soos 'n hamster op 'n hamsterwheel, en jy's binne in 'n baie klein boksie, en jy weet nie hoe om daar uit te kom nie. Droom? Nee, jy kan nie droom nie. So, ek wil jou vanaand vra om uit daai boks uit te klim en gou net bietjie te jouself op 'n plek te kry van wat is jou droom? Wat is dit wat buite jou bereik is en wat jy so graag nog wil bereik vir jouself of vir jou familie? Is dit dalk net meer krydieniersware? So, vir my, as jy daai vraag vir my gevra het destyds, toe ek in survival mode was, voordat ek met hierdie begin het, sou ek vir jou gesê het, as ek asseblief net kan gaan kos koop, sonder om te worry, as ek net kan steak koop om te braai, as ek net kan vrugte koop, my yskas vol maak met yoghurt en ham en kaas, en die goed waarvan my kinders hou, want my yskas was altyd half leeg. Of dalk sê jy vanaand skuld. Skuld is besig om my te versmoor. As ek net kan skuld betaal, ek het soveel rekeninge wat agterstallig was. Nou ek en François, ons is geniusse as dit kom by skuld, want wat ons gedoen het is elke maandeinde, dan sit ons al die rekeninge bymekaar en dan sê ons, okay, ons het soveel geld, maar ons het al daai rekeninge, so ons gaan 20% van daai rekening betaal en 30% van daai rekening en 10% van daai rekening, en ons gaan vir hulle mooi verduidelik, ons kan nie nou nie met 'n rooi gesig. So ons het geleer om planne te maak. Nou is ons uit dit uit, want nou kan ons skuld betaal. Dalk is dit medies. Julle dalk nie medies nie, en die kinders het so lank laas tandarts toe gegaan, en jy weet hulle moet by die tandarts uitkom, of dalk sit jy met tandpyn, of dalk is dit net die vrees van wat as een van ons dalk seer kry en hospitaal toe moet gaan, en ons is bang vir 'n private hospitaal, gids ons almal is, en daar's nie 'n mediese fonds of 'n hospitaalplan in plek nie. Maar by ons was daar vir jare glad nie so iets gewees nie. Kyk, as 'n kind sê hy het tandpyn, dan sidder ek, want dan dink ek, wat gaan ek nou maak? Of dalk is dit net die herstel van goed wat uitgestel is, die kar se bande. Ons het met bande gery wat die draad begin so aan die kante uit te kom. Of dalk is dit huisware. My mikrogolfoond het gegaan. So vir lank het ek nie 'n mikrogolfoond gehad nie, en ek was mal oor hom in die ou tyd. My stoof. Ek het so skaam gekry, julle, op 'n stadium met op my 4 plate op my stoof, het 1 plaat gewerk en die ander 3 is stikkend, en ek kan net nie nou 'n nuwe stoof bekostig nie, en ek het dit so gedoen. Of basiese behoeftes, of kinders, die goed wat die kinders nodig het. Ons moet heeltyd sê, nie hierdie maandeinde nie, miskien volgende maandeinde. Of dalk is dit net 'n noodfonds. Ons wil so graag net 'n noodfonds hê wat ons geld een kan sit en sê, daai geldjie is as iets gebeur, of die kar het nou weer gebreek, of iets het gebeur, dan het ons 'n geldjie, 'n krisissituasie, daar lê 'n ekstra 20 of 30 of 50.000 rand in 'n noodfonds. Dis iets wat ek en François vir jare nie gehad het nie. Of ervarings saam met jou familie. Hierdie is die een wat my die seerste gemaak het. Ons kon nie vir ons gesin sê, vir die kinders sê, ons gaan hierdie naweek weg nie, want ons het nie die finansies gehad nie. Dalk is dit 'n uiteet, 'n piknik, 'n naweek weg, of die kinders se sport, of net iets lekker doen, sonder om 'n skuldgevoel te hê, want jy kan dit nie bekostig nie. Dit is simpel ding soos om die hele familie te vat om te gaan uit eet, dis so duur vandag. Ons het vir jare nie 'n restaurant gesien nie, want ons kon nie die kinders uitvat vir ete nie. So, wat is jou droom vir jou familie? En soos wat ek daai lysie deurgehardloop het, wil ek vir jou vra, selfs al het jy, as jy 'n pen en papier ergens naby het, maak gou net 'n lysie. Kom ons werk aan hierdie saak vanaand. Want ons gaan vanaand vir jou 'n uitstekende plan gee, wat vir jou nuwe moontlikhede gaan oopmaak, waar jy al daai goed weer in plek kan kry. Nou, wanneer jy dit reg kry om finansiëel op te staan, dan gaan jou familie volg. Jy in 'n posisie kan kry, waar jy begin ekstra geld inbring,
dan gaan jy jou familie kan help om te floreer weer. So kom ons droom gou-gou. Ons gaan 'n familie help om meer te verdien en ek gaan gou vir jou 'n prentjie, 'n scenario gou skets. 3 goed, 'n selfoon, Wi-Fi en 'n rekenaar. Dis al wat ons nodig het. En meeste families het dit al klaar in plek. Almal is op 'n selfoon vandag. So ons gaan gou vir hierdie mamma in hierdie gesin 'n webwerf gee. Haar eie webwerf. En hoor gou hoe amazing is hierdie. Daai webwerf hardloop natuurlik nou reg oor die wêreld. En onthou die internet slaap nie, so hy gaan 24 uur aan wees. En ons gaan vir hierdie mamma sê, hoorie, jy verdien nie meer in Suid-Afrikaanse rand nie. Jy gaan nou in US dollar verdien. En kyk gou vandag, ek het gou nou gekyk, $1 is vandag R16.01. En dis die verskil tussen die dollar en die rand. Die dollar vat vir jou soveel verder. So vir elke dollar wat jy maak, gaan jy R16 kry. Nou gaan ons hierdie mamma in 'n beter posisie plaas. Sy verdien $1 en raai wat, sy hoef net 2 ure elke dag te werk. Sy kan meer werk as sy wil, maar sy gaan leer om 'n 2 ure werksdag te volg. En sy bou iets vir haarself en vir haar familie. Sy gaan nie vir 'n baas werk nie, sy gaan nie vir 'n maatskappy werk nie, sy gaan iets bou vir haarself en dis haar eie webwerf en haar eie aanlyn stelsel en haar eie personal brand. Al die geld wat sy hier gaan verdien, gaan terug in haar familie in. Alles. En natuurlik haar skuld of wat ook al sy ook al kies. Maar sy gaan nie hierdie inkomste wat sy hier gaan genereer van hierdie webwerf af, hoef sy met niemand te deel nie. Alles net vir haar familie. Dis nou waar die papas reg op sit, nê? So sy doen digitale bemarking reg oor die wêreld. Van haar webwerf af en ek gaan nou vir jou wys op sosiale media. Sy gaan gebruik TikTok, Facebook, Instagram, YouTube of die een wat sy kies. Of almal, net soos wat sy kies. Maar sy gaan leer om dit te doen. Sy gaan haar webwerf basies bemark op sosiale media en daai sosiale media is mahala, dis gratis, jy betaal nie vir dit nie. Sy hoef jou gesig te wys as sy nie wil nie. So sy kan dit doen sonder om haar gesig te wys en sy gaan presies leer hoe om dit te doen. Maar dis haar eie webwerf. En sy begin met 0 ondervinding. 0. Sy hoef niks te weet nie. Nou ek stalleer perde, ek is 'n tipiese plaaskind. Ek het niks geweet van die aanlyn wêreld af nie en ek het hierdie reg gekry want ek het maklike stappe geleer. So jy het geen ondervinding nodig om hierdie te doen nie. Moenie bekommerd wees nie, maar jy leer nuwe vaardighede binne in hierdie nuwe aanlyn wêreld van jou wat vir jou gaan leer om hierdie te doen. So hier's die lekker deel. Sy wag nie meer vir 1 salaris op maandeinde nie. Nope. Sy verdien nou per transaksie van haar webwerf af. Per transaksie. Dis weeklikse kontantvloei in haar eie bankrekening in plaas van 1 salaris op maandeinde. Weeklikse kontantvloei wat sy gaan inkry. Nou, gestel sy maak $900 vir die dag, dis amper R15.000. Een enkele transaksie. En my syfers is plus minus, want die dollar wissel letterlik elke dag die rand en die dollar, maar hy's altyd sterk. Maar imagine, hoe sal dit vir jou voel, om vandag vir jou familie te sê, mamma het vandag $900 ingebring, of papa het vandag 'n ekstra $900 in ons huishouding ingebring, dis 'n ekstra R15.000. Dis baie bevrydend, want nou is dit meer kruideniersware. Ons gaan skuld kan betaal, ons gaan kan kyk om 'n goue mediese probleem op te los. Ons gaan herstel wat uitgestel is om te herstel, wat dit ook al is. En ons kan nou begin kyk na ervarings, daai uiteet, daai piknik, daai naweek weg, daai kinders se sport of iets lekkers doen. Dis 100% profit in hierdie 2 ure werksdag. So as jy 'n $900 transaksie het op jou webwerf, omdat jy 'n produk bemark met 'n dollar price tag af van jou webwerf wat jy verkoop aan mense reg oor die wêreld, dan is daai $900 alles joune, omdat jy 100% profit verdien. Jy deel daai inkomste met niemand anders te nie, dis net joune, so jy's veilig. Nou kan jy dit doen van enige plek af. Hoekom? Meeste van die tyd gaan jy jou selfoon gebruik. So hierdie mamma is in die middag by haar kinders, omdat sy van haar selfoon afwerk en 'n $900 met 1 transaksie verdien. Nou het jy meer tyd vir jou familie, jy het meer inkomste wat inkom en jy werk van jou selfoon af
Daai 2 ure werksdag is 15 minute hier, 10 minute daar, opgebreek in verskillende sessies. En as jy 4 sulke transaksies het, van $900 sales, het jy amper R60.000 gemaak, afgerond, dit hang af waar die rand of die dollar is vir die dag. Van jou selfoon af, maar hoor gou interessant is dit, terwyl jy tyd saam met die kinders spandeer. So jy versterk nie net jou familie met finansies nie, maar nou is jy ook daar, jy is ook teenwoordig. Nou jy kan hierdie doen tussen 8 tot 5, terwyl jy jou ander werk doen as jy dalk in 'n kantoor is. Vir daai ekstra. En baie bemarkers in die Legacy Builder program wat in ons klaskamer is, begin hierdie en dan hoor jy 3 maande later, 6 maande later, dan hoor jy hoe hulle werk bedank het en hierdie nou voltyds doen, omdat hulle baie meer verdien as wat hulle met hulle ou salarisse verdien het. Daar's 2 mense net in ons gesin alleen, wat hulle werke bedank het, en hierdie voltyds nou doen saam met my. Ek's die 3de persoon in ons gesin. So, jy's veilig. Nou kan jy daai noodfondse inbring, want as jy daai klasgeld inbring, kan jy begin spaar vir daai noodfonds. En nou kan jy ook begin spaar vir daai vakansie, vir die eerste keer in jare. Nou, as jy nou, dis nou Augustus, ons is amper in September, maar ons het September, Oktober, November. Jy het nog genoeg tyd om genoeg inkomste te genereer om jou gesin Desember met 'n lekker vakansie te vat. Absoluut moontlik. So 9000 families in Suid-Afrika gebruik 'n program wat hulle finansiëel vrystel en ons gaan vanaand gou vir jou wys hoe werk hierdie program. Nou, Michelle O'Neill het hierdie program geskep en sy het nou die dag geskryf, The Wave is here. The global e-learning and digital product economy is exploding. Nou, dis die digitale produkte en die e-learning industrie. Nou, ek was nie bewus hiervan nie, want ek is 'n plaaskind wat perde stalleer en ek is glad nie aanlyn ingestel nie. So ek lees nie, ek het nie navorsing gedoen nie, ek het niks geweet van hierdie goed af nie. En ek is salig onbewus gewees van die feit dat die wêreld daar buitekant is besig om digitaal te word. En toe ek nou daai oggend 3 uur in die kombuis sit en bid en sê, Vader, help my, en ek sien daai volgende week vir Mariana op Facebook, wat van die plaas af ook dollars verdien, en ek bel haar, toe sê sy, jy moet wakker word, want daar's 'n golf, en daar's dinge besig om te gebeur in die res van die wêreld, en mense gebruik nou die digitale wêreld om vry te kom. En kyk gou hierdie syfers. In 2026, die markgrootte van hierdie industrie is $420 biljoen. Dis waantoe die geld vloei. En in 2030 is dit 'n $1.2 triljoen industrie. Dis hoe dit gaan groei. En teen die einde van 2029 is daar 1.1 biljoen aanlyn leerders. En meer families koop nou digitale programme as ooit in die geskiedenis. So dis 'n golf en ons is betyds om daai golf om branderplank uit te haal en daai golf te ry saam met die res van die wêreld. En dis hoe duisende families in Suid-Afrika op die oomblik finansiëel vrykom. So Michelle het 'n program geskep en dit genoem die Legacy Builder Program, om families te help om 'n beter toekoms te skep en om vry te kom om digitaal te begin aanlyn verdien. En die Legacy Builder program gaan daaroor dat jy 'n nalatenskap skep vir jou familie deur meer inkomste in te bring. Nou 61.000 mense reg oor die wêreld gebruik hierdie Legacy Builder program. Hy's klaar getoets, julle. Hy werk vir 61.000 mense reg oor die wêreld. En dis wat ons gebruik, om vir ons 'n beter toekoms te skep vir ons gesinne, want nou kan jy van jou selfoon af meeste van die tyd verdien en daai ekstra dollars vir jou gesin inbring. Nou in Suid-Afrika is dit 'n baie groot verligting, want daai dollar maak 'n reuse verskil, soos ek nou vir jou gewys het, $1 is R16. Nou, daar's nou oor die 9000 families in Suid-Afrika wat hierdie program gebruik om finansiëel vry te kom. En een van hierdie families is Marike Ellis en haar familie. Nou, Marike het oor haar eerste R1 miljoen in inkomste gegenereer en laasweek was vir ons 'n baie groot week gewees, want Karina Johnson en Marike, albei van hulle in 1 week, is oor hulle eerste R1 miljoen in inkomste. En albei van hulle het begin met 0 ondervinding en was in groot finansiële frustrasie gewees. En vandag, net nou,
Oh, net nou het ons nog 'n ekstra miljonair in die Legacy Builder program en sy het dit nou aangekondig in ons wêreldwye klaskamer en in ons Afrikaanse klaskamer en haar naam is Ramona Els. En Ramona, as jy hierso is vanaand, dan moet ek sluk om nie in trane uit te bars nie. Dit is so 'n groot oomblik vir almal van ons. Baie geluk met jou eerste R1 miljoen. Jo, dis amazing. En elke een van hierdie vrouens, Karina, Marike, Ramona, het elkeen net soos jy dalk vanaand hier sit en kyk en dink, my familie kry swaar, want daar is nie genoeg finansies in ons huis nie. Elkeen van hierdie vrouens was op 'n dag op 'n plek van wat ons noem moedelose vlakte, waar hulle gesê het en gedink het, hoe gaan ek dit maak? En vandag is hulle oor hulle eerste R1 miljoen. En dis net doodgewone mammas. So ek wil julle gou voorstel aan Marike Ellis. Sy's net 'n doodgewone mamma daar van Hartenbos se wêreld af en ek wil haar vra om net gou haar storie met julle te deel want dis 'n fenominale, amazing storie en ek kan nie genoeg. Ek wil elke keer weer 'n keer luister na haar storie en ek wil elke keer huil. En dan as Marike klaar vir julle haar storie vertel het, dan gaan ek gou vir jou wys. So bly byt vas, dan gaan ek gou vir jou wys hoe werk die stelsel, wat bemark jy, wat verkoop jy en hoe kan jy ook begin. Kom ons hoor gou by Marike. Marike, is jy daar? Ek is hier net. Hallo Marike. Wow. Wat 'n groot dag alweer vir ons almal, né? Ek het my tissues klaar op. Ek het nog nie gepraat. Ek is so trots op Ramona en Karina. Dit is net, ja, genade onbeskryflik groot. Jy moes nou nie daai prentjie gewys het voor ek gepraat het, want ek gaan nou nie kan ophou. Ek is so trots op julle. Ek gaan saam met jou huil hier tussendeur en as jy huil is dit oukei. Die mense gaan verstaan, maar voordat jy verder praat wil ek net vir almal sê as jy nou wil ek ook huil. Sorry. Ja, weet julle wat? Die rede hoekom ons emosioneel raak is jy begin jou eie aanlyn besigheid en jy begin in groot benoudheid en jy voel bitter alleen wanneer jy begin. En jy het soveel vrees van gaan ek dit kan regkry, gaan ek dit kan doen. En die volgende ding wat dan daarna gebeur is, jy maak vriende in die online space. Ons het in hierdie klaskamer met 1900 mense in en daar's nog ander ook en daar's Michelle. Jy word so lief vir Michelle O'Neil. Maar jy vind dan uit dat jy nie alleen is nie. Jy sukkel nie alleen nie. En jy reik uit en jy kan vra in die klaskamer, maar jy maak vriende. En jy word baie lief vir mekaar. En jy celebrate elke oorwinning saam met mekaar. En dan kom jy agter jy's nie meer alleen nie. En die oomblik wat jy hande vat en deel word van hierdie familie en begin te besef en hoop kry en inspirasie en motivering kry, want ons motiveer mekaar, dan begin jy ook te styg en jy begin ook ekstra te verdien. So jy word so lief vir elke persoon in die klaskamer en wanneer jy hoor hulle is oor daai eerste R1 miljoen, dan is dit jou boetie of jou sussie wat dit gemaak het en dan bars jy van trots en van geloof en van hoop en jy dink en jy sê daar's nog ene. Nou in Suid-Afrika, ek weet nie presies waar trek ons nou nie. Ek dink Michelle sal seker vir ons binnekort sê, maar ek dink ons trek op 33 of Ramona is dalk die 34ste miljonair nou, maar ons is 34 van ons dan nou, wat almal oor R1 miljoen is, en vanaand wil ek net vir jou sê, voor Marike gesels, dis vir jou ook moontlik, maar kom ek oorhandig aan Marike, en Marike vir almal wat nou splinter nuut hier is vanaand, vertel net weer 'n keer jou storie, vir die wat nog nooit jou storie gehoor het nie, en jou nou nog nie ken nie. Goeienaand almal, dankie dat julle hier is en baie welkom. My naam is Marika, soos julle nou 'n paar keer gehoor het. Ek is van Hartenbos, klein kusdorpie in die tuinroete in Suid-Afrika en my man was genoodsaak om in Amerika te gaan werk. Dis nou al so 10 jaar terug, hy was 8 jaar in die buiteland gewees. Ons het goeie werke gehad in Hartenbos, maar ons kon nie beter werke kry nie. En toe ek swanger raak met ons dogtertjie, ons tweede kindskies, en ek die dag al kot opstaan in ons woonstel en ek besef, maar kot gaan in die kombuis moet staan, het ons besef, hier moet iets nou verander, ons kan nie meer so aangaan nie, ons kan nie ander werk kry nie, dis 'n klein dorpie,
So daar was geen ander uitweg vir ons as om my man weg te stuur nie. So my man het my dogtertjie se geboorte ons dogtertjie se geboorte gemis. Hy was Ekskuus julle. Hy was vir 7 jaar glad nie by haar verjaarsdag nie. Ons seentjie het oppositional defiance disorder ontwikkel omdat sy pappa nie meer by hom was nie. Hy was 2 jaar oud toe sy pappa weg is. En so hy was 9 maande van die jaar was hy 'n pappa oor 'n skerm. Hulle het nooit sy pappa se liefde ervaar nie, drukkies, niks nie. En 3 maande van die jaar was hy by die huis sonder 'n inkomste. So ons moes vir 9 maande moes ons gespaar het vir daai 3 maande wat hy by die huis was. En ek was nie daai H2A vrou wat by die huis gesit het en bolletjies gerol het nie. Ek het aanhou hard werk. Ek het in COVID het ek my werk verloor. As 'n boekhouer van 'n klein print and design company en ek het my eie ding begin. Ek kon nie weer werk kry nie. Ek het my eie besigheid begin. Ek was my hele lewe lank nog kreatief, so ek het begin meubels voordoen vir mense. En ek het regtig bitter hard gewerk. Ek het opgeëindig om 18 ure werksdae te werk. Ek het baie hard gewerk om my besigheid op te bou, goeie naam te bou. Ek het so ver gevorder as om 'n brand ambassador te word vir die verf wat ek gebruik het. So ek het regtig hard gewerk sodat ek finansiëel onafhanklik kan wees van my man, kan help bydra in die huishouding, maar hoe meer tyd ek in my besigheid ingesit het, hoe minder tyd het ek saam met my kinders gehad. En snaaks genoeg, hoe meer tyd ek ingesit het, hoe minder was my inkomste. Ek kop dit nou nog nie, maar my uitgawes het my doodgemaak. Ek het letterlik 'n gemiddeld van R5,000 'n maand wins in my besigheid uitgekry aan die einde van die maand, wat my debietorders basies gecover het. Ekskuus vir my mengels. So al het ek hard gewerk, was ek nog steeds afhanklik van my man se inkomste. En dit het begin vreet aan ons 3 maande wat hy by die huis was, se oorlewingsgeld. Sy nuwe vlugkaartjies vir die volgende seisoen, al goed. En snaaks genoeg, elke liewe jaar as hy terugkom, moes ons nog steeds gaan geld leen het vir sy vliegtuigkaartjies. Ons het nie in weelde gelewe nie, ons het in 'n klein meentuisie gebly, in 'n klein kompleksie, met 'n baksteen muuruitsig. Ons het regtig broodklein gelewe. Daar was niks fancy nie. Mense wat hier op is wat my ken sal weet, daar was niks fancy aan ons gewees nie. So Januarie 2023 was vir my rock bottom gewees. My man was by die huis van Amerika af en ons het die kinders gaan aflaai een oggend vir skool en ons het gaan koffie drink langs die see. En terwyl ek daar gestaan het ek hierdie oorweldigende gedagtes gekry dat ek gaan nou in die see instap en ek het nie gedagtes gehad om weer uit te kom nie. Ek was in 'n verskriklike diep donker gat gewees. Op daai stadium was my man ook al in depressie, maar ek het dit nie agtergekom nie. As ek nou terugkyk na screenshots wat ek gevat het wanneer hy my gevideo call het, ek kan nou sien sy oë was dood, daar was niks. Maar daai dag spesifiek het ek so duidelik gehoor die Here sê vir my kind, draai om en gaan huis toe. Jou pad is voor jou uitgelê. Hou net vas, bly in geloof loop. En ek het so gemaak. Ek was gehoorsaam daai dag en ek het vir meer as 'n jaar het ek in geloof geloop. Ek het aangehou werk, my man is nog 'n seisoen oor en dit is toe ek hierdie surveys begin doen het online om te kyk of ek net iewers 'n ekstra ietsie online kan begin doen sodat ek minder werk kan begin inneem, want ek net bietjie kan rustiger raak, meer tyd saam met my kinders kan kry, net bietjie meer rus kan inkry, want ek het my regtig dood gewerk. Ek het die games gespeel, ek het daai video advertensies wat jy kyk wat jy moet betaal om te level up, om meer te ek het al daai goed gedoen en ek het soveel tyd en soveel geld verloor wat ek nie gehad het in die eerste plek nie. En omdat ek daai goed gedoen het op my selfoon, het my foon, ons het klimfone en dit is baie keer baie freaky, want as jy praat oor iets, is dit asof jou foon jou hoor, want dan as jy weer jou Facebook of iets oopmaak, dan kom daar net feeds van dit op waaroor jy gepraat het met iemand. So my foon het opgetel, ek soek aanlyn inkomste. En hy het vir my hierdie mamas begin wys op social media, wat vir my gesê het, hulle maak dollars aanlyn, in hulle eie aanlyn besighede en ek was die grootste nyseier gewees. Ek het niks hiervan geglo en ek het 4 maande lank my huiswerk gedoen. Ek het videoetjies gescreen record en vir my man oorgestuur. So het ons nou maar begin
oor en weer gesels en goed. En ek het net al hoe meer agtergekom, my man se geloof is nie waar dit moet wees nie. En ek het begin bid vir my man se geloof in hierdie hele gewoer wat aangaan. En lau en behold, 'n paar weke daarna het my man vir my begin praise and worship YouTube video links stuur op WhatsApp. En okay, hy doen nie gewoonlik sulke dinge nie. So toe besef ek maar die Here begin werk met hom. En hy het deel geraak van 'n H2A WhatsApp groep wat pastoor Johan Potgieter se boetie, en ek bly sy naam vergeet. Hy het die WhatsApp groep begin vir H2A manne wat hulle dienste gehou het, hulle het live Zoom calls gehou. Hulle het net hy bemoedig die mans aan deur geloof. En ons het daai Januarie nuwe jaar, dit was 2024, nou moet ek eers mooi ding, het ons na pastoor Johan Potgieter se nuwejaarsdiens gegaan hier op Hartenbos, en sy boetie het reg oor kan die pad, so grondpaadjie reg oor kan die pad, het hy vir na die diens het hy H2A braai gedeel. Daar was baie min manne gewees, baie het ge-RSVP, hulle kom, maar baie het nie opgedaag nie. En ons het na die diens gegaan, in 'n kring gestaan, om te sê dankie vir die voedsel, en terwyl ons bid, sê iets vir my, kyk net op, en in my oog vang 'n man wat vir die pastoor in sy oor iets fluister. Ek sien dit, maak niks verder daarvan nie. Ons gaan skep op en ons gaan sit by 'n tafel, want daar was nie plek by ons kinders nie, dit was niggies en neefies, die hele familie was daar. So ek en Oliver gaan sit toe nou alleen by 'n tafel, en die man en vrou, die man wie ek gesien fluister het in die pastoor se oor, hy en sy vrou kom sit by ons, en sê, ekskuus, hulle kry ook nie plek by 'n ander tafel nie, mag hulle maar hier kom sit. Ons sê, ja, sure, kom sit maar. En ons begin so gesels, en hy vra vir my man, maar wanneer gaan jy weer terug? En op daai stadium het hy gewik en geweeg, van die Here het vir hom in Amerika al gesê, jy gaan nie weer terug nie. En hy het geworstel daarmee, hy het verskriklik geworstel. Want hy is die voorsiener, hy is nie vir hom 'n toekoms of 'n inkomste in Suid-Afrika om vir 4 kinders te sorg, en hy het 2 kinders van sy eie en uit 'n vorige huwelik ook. En so ja, hy het baie geworstel met die idee. En toe Oliver vir ons sê, maar hy weet nie of hy moet teruggaan nie, die Here het vir hom gesê hy moet bly. Toe kyk hy vir sy vrou, toe sê hy vir sy vrou, maar dit is die man waaroor die Here nou met my gepraat het. En toe hy dit sê, toe sê, wat gaan nou hier aan? Dit was die mees onwerklikste oomblik wat ek in my lewe nog beleef het. Sê vir Oliver, terwyl ons gebid het, die Here vir hom gesê, hier's 'n man in die sirkel, bid vir jou nou al 'n tydjie werk, hulle wil nie vir hom hoor nie. Sê vir hom, hy moet gehoorsaam wees. Sorry. En ja, dit was 'n oomblik gewees. Ek het 2 weke voor dit het ek vir my man gesê, ek het 'n behoefte om groot gedoop te word. En niks verder daarvan gebeur het, life happened. En toe sê die man ook, die Here het gesê, jou vrou het 'n behoefte om groot gedoop te word, en toe hy dit sê, toe weet ek, okay, dit is so bevestiging, my man gaan nie terug nie, en ek gaan met my ander besigheid begin. 6 weke later het ek my eie besigheid se deure toegemaak. 2 weke daarna, my man moes, ja, hy is nie weer terug nie. So, ek is ewig dankbaar. Alles het teen my getel om te kan begin. Ek kan nie Engels praat om my lewe te red nie, so ek het geweet ek is beperk. Maar tog sit ek hier vandag met oor 1 miljoen rand se inkomste wat ek nooit in my lewe gedink het ek gaan doen nie. Ek is 'n introvert, ek kan nie voor mense praat nie. Ek sit en bewe hier soos ek vir julle my storie vertel. Ek sukkel, maar ek wil hê julle moet dit hoor, want dit hopelik gee dit 'n bietjie hoop vir iemand. Ek is nie 'n prater nie. Ek het regtig eerlikwaar nie gedink ek gaan dit kan doen nie. Ek het geen tegniese kennis gehad nie. Ek het 'n verskwas rondgeswaai vir 3 jaar voor ek begin het. Maar ek het besef, as ek nie 'n besluit gaan neem, as ek nie 'n verandering gaan maak nie, en as ek ongehoorsaam gaan wees, dan gaan dinge nie verander nie. Ek het daai jump gevat. Ek het in geloof geloop, en ek het elke dag opgedaag. Dis dit. Ek het my 5 stappe gedoen wat ek elke dag moes doen. Ek het my opleiding gedoen wat ek moes doen. En ek het dan vir my talle ander inkomstestrome oopgemaak, en dit sou nooit moontlik gewees het sonder eerstens die Hemelse Vader, tweedens sonder Michelle O'Neil nie.
3 sonder my mentor, 4 sonder 'n netse A-span. Ons is so groot community van mense wat saam staan en soos hy nou nog gesê het, vriende maak. Ek moes my make-up gaan touch-up het voor ek op die webinar gekom het, want toe Ramona vir my haar videoetjie stuur om te sê, sy het al miljoene gemaak, toe gaan soek ek die chats op ons op ons WhatsApp terug, waar sy begin het, en daar staan letterlik, ek is so excited, en ek onthou nog dat ek begin het, ek was nie excited nie, ek was vrekbang, dat ek die mooi woord gebruik, ek was letterlik vrekbang, ek was vieslik vuil elke dag, ek het nebels geverf, ek was vol verf, ek was vol houtskaafsels, my vel was in 'n toestand, ek het nie tyd gehad om na myself te kyk nie, my hare was woes, letterlik alles het teen my getel om te begin, maar ek het begin, ek het daai stap gevat. So as julle nog iemand hier op sit, vanaand en julle is nog op die draad, eerstens wat ek vir julle wil sê, gaan bid net oor julle situasie, gaan bid hieroor, die Here het vir ons 'n bevestiging gestuur, en ek seker hy gaan vir julle ook. En tweedens gaan sit en vra jouself, wil jy vir nog 'n jaar sit waar jy vandag sit? Sien jy kans daarvoor? Ek het nie kans gesien daarvoor nie. So, ja, ek dink ek het nou genoeg gepraat, my earpad is nou op. Baie dankie Marika. Baie dankie vir jou kosbare, amazing boodskap. En jy het nou 'n baken van hoop geword. Vir baie mense daar buitekant wat vanaand vir jou kyk en vanaand dalk in daai diep donker gat sit. En ek wil vir jou dankie sê dat jy nie moed opgegee het nie en dat jy deurgedruk het. En dat jy hier is waar jy nou is, want jou familie floreer nou, nee, alles het verander. Alles het verander, soos wat jy ons nou eendag gesê het in die ander webinar. En dis nou net nog die begin van nog dinge, nuwe dinge. Want die Here bly nuwe dinge doen elke dag. Maar baie dankie. Julle, kom ons wys gou vir julle hoe werk die Legacy Builder program. So, dis die vryheid om te werk waar jy wil en wanneer jy wil, en jy kan begin tussen jou ander werk deur. Nou, dis 'n 2 ure werksdag in opgebreken sessies, en jy kan kies, so as jy werk van 8 tot 5 tans, dan kan jy hierdie doen tussen jou 8 tot 5 werk deur, enige tyd. Want jy gaan leer om 5 maklike stappe te volg in jou 2 ure werksdag. Soos Marika ook nou gesê het, wanneer ons begin is ons bang en benoud en ons het nie 'n idee hoe werk die aanlyn wêreld nie. Maar nou gaan jy 5 stappe leer en is so maklik soos stap 1, kyk gou 10 minute se training. Stap 2, skep gou inhoud. Stap 3, sit daai inhoud op TikTok, Facebook en Instagram en jy hoef nie jou gesig te wys nie. Stap 4, hanteer jou navraag. Lees jou e-mails. Dis sulke maklike eenvoudige stappe. Nou, onthou jy het jou eie website met jou eie stelsel. En jou website kan jy van jou rekenaar of van jou selfoon af kan jy manage die hele dag deur. Baie mense kyk na hierdie en dink dis 'n piramideskema, maar 'n piramideskema is 'n maatskappy wat kommissie uitbetaal en jy werf mense vir 'n maatskappy of vir 'n doelwit om kommissie te verdien. Hierdie is nie die werwing van mense nie. Jy het jou eie online shop waarop jy 'n produk verkoop en jy's in beheer van jou geldsake. Jy gaan jouself betaal. Dis nie 'n maatskappy wat jou gaan uitbetaal nie. Jy het geen tradisionele maandelikse uitgawes met so 'n aanlyn besigheid nie, want jou website gaan hardloop op System.io se free version. En jy gaan nie 'n maandelikse subskripsie hê vir die program wat jy gaan volg nie. Nou as jy, soos ek nou verduidelik het, daai R15,000 per transaksie verdien, as jy 4 sulke transaksies het en jy het R60,000 verdien, daai hele R60,000 is joune. Jy het 0 risiko. Jy kan al daai geld terugploeg in jou familie in en in jou skuld in, of wat dit ook al is wat jou droom is, want dis alles net jou geld. So wat bemark jy? Hierdie is die baie belangrike vraag wat ons nou na moet kyk. As jy nou daai $900 maak, of van op jou website, met jou eie aanlyn besigheid, wat bemark jy nou eintlik? So jy bemark 'n program en 'n klaar opgestelde aanlyn besigheid reg oor die wêreld om families te help. Jy vat die program en jy gebruik hom om jou eie besigheid op te stel. En ek gaan gou vir jou wys wat is alles ingesluit in die program. So
jou website is klaar vir jou opgestel. Jy moet letterlik net in plug and play. Hy's klaar vir jou gedoen. Ons gaan net vir jou help om jou bankrekening te koppel, dit te personalize, jou foto in te sit, 'n stuk oor jou in te skryf, maar hy's klaar daar vir jou. Jy kan hom letterlik binne 'n kwessie van 72 uur, binne 3 dae, 2 dae, 3 dae, kan jy hom up and running kry. Dan bemark jy gebruik jou selfoon en sosiale media om mense te bereik, en onthou, jy gaan nie mense soek nie. Hulle gaan aangetrek word deur die bemarking wat jy uitsit, en jy kan dit selfs doen sonder om jou gesig te wys. Mense word jou kliënte en jy word betaal in jou eie bankrekening. Dis net daai vat jou net 2 ure elke dag. So dis hoe dat jy nou dit kan doen tussen jou ander werk deur, en dis ook hoe jy dit nou kan doen, selfs baie soos ek sê, baie bemarkers het hulle werke bedank en doen nou hierdie voltyds. So jou klaar opgestelde aanlyn besigheid, alles wat jy nodig het om vanaf jou selfoon te bou. Kom ons kyk gou na die 4 komponente wat jy ingesluit het. Jy het 'n website, jy het 'n outomatiese stelsel met payment gateways wat jou gaan help om daai geld in jou eie bankrekening te sit. Jy het 'n e-learning program wat jou gaan leer, en dan het jy ook ondersteuning in skool. Nou, eerstens is jou website. Dis 'n professionele, volledige opgestelde website wat jou besigheid verteenwoordig en vir jou hardloop 24/7. Ons, soos ek nou gesê het, gaan jou help om jou bankrekening te koppel. Dan die tweede ding, jy het 'n outomatiese stelsel met payment gateways, met veilige betaalopsies wat jou bestellings en jou betalings of jou transaksies vir jou hanteer dag en nag. Dit kan automated wees of jy kan dit manueel ook doen. Wanneer jy die produk aflewer aan jou kliënt, lewer jy dit vir hulle af met 'n link op WhatsApp. Dis amazing. So as jou kliënt jou nou betaal het, kom daai geld nou in jou bankrekening in, en letterlik binne sekondes gaan jy die produk kan aflewer aan jou kliënt. Of jou website gaan dit outomaties doen, of jy kan dit doen op WhatsApp. Dan het jy 'n hele e-learning program. Stap vir stap opleiding wat jou leer hoe om te bemark, inhoud te skep en jou besigheid te laat groei. Nou ek wil gou vir jou wys, as jy vandag begin met die program en jy skakel in jou e-learning program in, kom ek wys gou vir jou hoe lyk hy. Al wat jy gaan doen is, jy gaan Google, jy gaan hom oopmaak, want jy gaan jou eie paswoord hê, jou eie username en jou paswoord, en jy gaan inlog. En dan, daar is jou product dashboard. En dan, afhangende van watter program jy mee begin het, ek gaan jou nou wys hoe lyk hulle almal. Hier is byvoorbeeld die Legacy Builder ene, jy klik op hom, jy maak hom oop, en kyk het hoe oulik is dit. Dis nou soos Robbie Wessels se leeu loop hierdie. Jy gaan bo begin by Start, jy gaan hom oopmaak, en daar is jou eerste klompie video's saam met Michelle O'Neill, waar Michelle vir jou stap vir stap gaan leer. Kyk hoe oulik, welcome to the Legacy Builder program, community guidelines, what to expect, what is passive income, the winning mindset, the 2-hour workday. Michelle is, ek dink, in my opinie, is sy een van die wêreld se beste digitale bemarkers. Dis Michelle se opleiding wat ons gekry het by oor die 33 mense in Suid-Afrika wat al oor $1 miljoen verdien, oor R1 miljoen verdien het in Suid-Afrika. Ons is almal Michelle se babetjies wat by haar geleer het. En wat lekker is, hierdie e-learning lesse doen jy in jou eie tyd. So as jy een van hulle nie verstaan nie, kan jy hom weer gaan kyk. Ek het van my lesse soos 3 keer oor gekyk, want onthou ek is 'n plaaskind. Want na die tyd het ek dit gesnap, jy gaan dit baie, baie geniet. So daar is jou e-learning van Michelle af, en jy gaan letterlik, jy hoef niks te weet nie. Alles wat jy nodig het is klaar hier ingebou vir jou, en jy gaan dit doen in jou eie tyd. So dis jou e-learning program wat jy bykry. Die volgende ding wat jy bykry is 'n ondersteuningsprogram in skool wêreldwyd. Toegang tot 'n wêreldwye gemeenskap van entrepreneurs en mentors wat jou ondersteun, aanmoedig en jou help om te wen. Nou kom ek wys gou vir jou hoe lyk daai gedeelte. Jy klik heel bo op Access Community, en as jy daar klik op Access Community, gaan hy oopmaak, en kyk gou, hier is ons klaskamer met 61,000 mense reg oor die wêreld. So daar's ons aankondigings, daar's ons wins, kyk gou, as ons geld maak, kom skryf ons altyd in wins, en daar's ons nuutste miljonair, moet dit gou vir julle wys, Ramona Els, R1 million in South Africa, nee,
Baie geluk Ramona. So daar is ons classroom, dis ons wins waar ons skryf hoeveel geld ons maak, daar is ons kalender, ons het gereeld live sessies wat jy gaan bywoon, daar is die classroom, jy kom in die classroom in en dis waar jy ekstra leermateriaal het. Ons het ook so 'n klaskamer in Afrikaans, wat ons noem die A-span, kyk hoe oulik is dit, jy kan by hom ook inskakel, jy kan by al twee, sodat jy die Engels aan die een kant en jy die Afrikaans aan die ander kant. En hy werk presies dieselfde. Hier het ons nou 1900 mense hier binne in en kom ons klik gou op wins. Daar het Ramona kom skryf in ons klaskamer ook, daar 1 miljoen rand in inkomste. Dis amazing. En hier is waar almal elke dag skryf hoeveel inkomste hulle genereer het vir die dag. En hier het ons ook vir jou opleiding in Afrikaans. Ons vat baie van Michelle se goed, vertaal dit vir jou in Afrikaans, as dit vir jou makliker is. Jy kry elke dag leiding wanneer jy jou besigheid gelanseer het in die vorm van 15 minute wat vir jou gaan help om vir daai dag te fokus. So jy's nooit alleen in jou besigheid nie. Nooit ooit alleen nie. En dis jou skool ondersteuningsplatform wat jy ook bykry. Nou onthou nou, jy betaal jouself per transaksie. En jy bepaal jou eie inkomste. Die dae van om 'n ceiling te hê op jou inkomste is verby. 'n Nuwe bemarker vra nou die dag vir my, sy het net ingeskryf, sy sê, kan ek meer as 2 ure 'n dag werk? Sy sê ek vir my, sissa, jy kan werk soveel soos wat jy wil. Die lekker deel hier is, jy kan meer verdien as jy, die bal is in jou hande, nee? Maar jy hoef net 2 ure elke dag te werk. So jy bepaal jou eie inkomste, jy's nie meer beperk nie. Jy het geen benoude maandeindes meer nie, want onthou nou, omdat jy per transaksie verdien, as daai transaksie vandag deurkom, is daai geld vandag in jou bankrekening. So, dis tyd vir jou familie om te begin floreer met finansiële vryheid nou. Nou, jy kan nou al begin, al werk jy van 8 tot 5, want jy kan daai 2 ure tussen jou werksdag in, met dis 15 minute, 20 minute daar, tussen jou ander werk deur doen, en jy kan hierdie doen as 'n ekstra inkomste. Of terwyl jy die dinge doen waarvan jy hou, kan jy nou van jou selfoon af verdien. Nou kyk gou hierso. Hierdie is almal mense in ons Afrikaanse klaskamer. Daar het Sanja Swanevelder haar eerste $100, dis omtrent R1600. Daar het Verushka haar eerste R5000. Sy sê $300 vroeg op 'n woensdagoggend. Daar het Ansie Maree haar eerste $900 transaksie, amper R15000. Daar's Marike, sy het oor 1 naweek R33000 gemaak, terwyl hulle verjaarsdae gevier het en gekuier het in die huishouding. R33000 oor 'n naweek. Hoekom? Want jy bemark 'n dollarproduk reg oor die wêreld. Dis waartoe die dollar vir jou vat. En dis wat die Legacy Builder program vir jou kan doen. Jy help mense om ekstra inkomstestrome te bou en jy word betaal vir dit. Want onthou, daai stelsel wat hulle by jou koop, gaan hulle gebruik om ekstra inkomstestrome te bou. Nou, hoe begin jy? Hier is die belangrike vraag. Onthou, dis 'n klaar vir jou opgestelde aanlyn program of stelsel, die oomblik wat jy live gaan, die oomblik wat jy hom aktiveer en jou website is up and running, dan begin jy om jou eie aanlyn besigheid te bou. So dis 'n program wat jou eie besigheid word. Jy het 5 verskillende programme waaruit jy kan kies. 5 van hulle. Nou, en dit hang af waar jy vanaand is. Jy hoef nie met die grootste een te begin nie. Jy kan met die kleinste enetjie begin en altyd jouself later opwerk. Die grootste ene is die $1400 program. Met hom verdien jy amper R23000 met 1 transaksie. Dan is daar die $900. Imagine, dit is in jou ander werk deur, maak jy daai $900, amper R15000. Dan is daar die $600, hy is amper R10000. Met 1 transaksie, dis jou 100% profijt. Imagine jy maak 'n $300, dis amper R5000 terwyl jy tyd saam met die kinders spandeer, of $100 terwyl jy kuier, nee, is R1600. Jou kliënte kan jou betaal met PayPal, debietkaart, kredietkaart of EFT, enige een van daai. Daai betaling kan jy sien op jou selfoon. So daar's al 5 van hulle. Nou, kyk gou hierdie wiskundesom. As jy net $4400 programme verkoop vir die maand, het jy net 4 kliënte. Onthou, daar's miljoene mense reg oor die wêreld wat die internet gebruik. Maar jy het net 4 kliënte nodig om R92000 te maak vir die maand met daai $1400 stelsel wanneer jy hom bemark. Met die $900, as jy net 4 kliënte het, het jy R60000 gemaak. Met die $600 op 4 kliënte het jy R40000 gemaak vir die maand. En op die $300 met 4 kliënte het jy R20000 gemaak vir die maand. En op die $100 met 4 kliënte het jy omtrent $6400 gemaak vir die maand. En dis great
vir 'n tweede inkomstestroom. So, jy koop jou stelsel die eerste keer, en dan, jy het net een keer opstelkostes. Jy maak jou geld terug met jou eerste sales, omdat jy 100% profijt verdien. So al wat jy moet maak is, jy moet net jou program koop, daai eerste sale hê en jou geld terugmaak, en van daar af 100% profijt. Onthou nou, wat kry jy ingesluit? Daai hele stelsel. Dan bou jy jou aanlyn besigheid. So, stap 1 is, jy koop jou program, dis jou bemarker se 100% profijt, wanneer jy koop, dit gaan na hulle toe. Wat kry Michelle, wat hierdie amazing stelsel ontwerp het, hierdie besigheidsmodel vir ons aan mekaar gesit het? Michelle kry die $39 registrasiefooi, of $69 met die $1,400 program, is dit 'n bietjie meer. Dis die tweede stap, en die derde stap, dan koop jy jou eie domein op die internet vir 12 maande se hosting. Dis jou website adres, jou w.adres, sodat jou website kan hardloop op die internet. So dis die 3 stappe wat jy gaan volg, en jy het net 1 keer opstelkostes. Daarna het jy nie weer 'n uitgawe nie, jy het nie 'n subskripsiefooi nie, jou website kos jou niks per maand nie. So, en daar's jou stelsel dan nou. Nou, kom ons vat gou die $300 ene as 'n voorbeeld. Daai gaan jou uitwerk omtrent $380, daai 3 stappe alles ingesluit, nê? Nou spandeer jy $380 om jou besigheid op te stel, maar jy het jou eerste $300 seil. En daar breek jy klaar gelyk, want jy maak jou geld terug met jou eerste seil. Nou, jy het $380 is so plus minus R6.100. So jy het R6.100 spandeer om hierdie besigheid op te stel. Maar met jou eerste 10 sales, staan jy al klaar op $3.000. Dis al klaar amper R50.000 se inkomste, wat jy al klaar ingebring het vir jou familie. Jou eerste 10 sales. So, onthou daai 4 komponente is alles ingesluit. So jy koop die stelsel 1 keer, jy kry herverkoopregte, dis soos 'n lisensiereg, en jy verkoop dit soveel keer soos wat jy wil teen 100% profijt, maar dis nie al nie. Jy bemark hierdie stelsel as 'n beginpunt, en later leer jy om ekstra inkomstestrome te skep en produkte soos wat jy wil. Jy kan soveel ekstra inkomstestrome skep net soos wat jy wil. Nou kyk gou hierdie interessante prentjie. Jy gaan leer om die program te bemark, dis jou eerste prioriteit, sodat jy net gou weeklikse kontantvloei kan inkry. Dan, kyk gou al die ander goed wat jy kan doen. Jy gaan leer om social media monetization te doen, dit kan nog 'n ekstra inkomstestroom word. Jy gaan ook leer as jy wil om digitale dienste te verskaf, dit gaan nog 'n ekstra inkomstestroom word. Jy gaan hierbo leer bemarking vir besighede as jy dit wil doen, of outomatiseer jou eie besigheid, leer hoe om dit te doen, dis nog 'n ekstra inkomstestroom. Jy gaan leer om affiliate bemarking te doen, en dan later aan gaan jy ook leer as jy wil om jou eie produkte te skep. So hierdie stelsel leer vir jou so baie vaardighede, en jy kan kies hoe jy jou besigheid bou. Elke persoon bou sy eie brand, sy eie personal brand. Jy kies jou inkomste. So kom ons kyk gou, wat gaan vir jou werk om mee te begin? Nou kom ons vat die kleinste enetjie gou. Dis die Launchpad. Nou, die Launchpad is ideaal vir beginners. Hy gaan net vir jou leer hoe om te lanseer en die basiese van digitale bemarking. Maar hy's great, want dis hoe jy klein kan begin, maar met hom kan jy al klaar met 6 kliënte R10.000 'n maand maak. Hy werk jou uit in randbedrag plus minus, is dit omtrent, as jy nou al jou opstelkoste saamvat, dan werk dit jou uit omtrent so tussen R3.000 en R3.500, maar jy kan al R10.000 'n maand met hom verdien. Dan is daar die Passive Daily Pay Blueprint, dis die $300 program. Hierdie ene sluit die $100 ene ook in. Jy het 2 inkomstestrome, jy kan die $100 en die $300 ene hier verkoop, en as jy 4 kliënte het, het jy R20.000 gemaak vir die maand. Dan is daar die $600 program. Hy werk jou uit $600, jou opstelkostes kom nog by, maar as jy 4 kliënte het met hom, het jy R40.000 plus minus R40.000 verdien. En hy het die $100 en die $300 ingesluit, so jy het 3 inkomstestrome met hom. Nou Digital Mastery vat jou 'n bietjie verder en hy leer vir jou die kuns van digitale bemarking. Dan is daar die Legacy Builder program. Met hom leer jy om ekstra inkomstestrome te skep. So jy het al die kleiner programme hier ingesluit, plus nou ontdek jy ekstra inkomstestrome. So as jy klein begin, het jy nog nie hierdie by nie, maar jy kan altyd later upgrade. Maar kyk gou hier, 4 kliënte en jy is op R60.000 se inkomste. En dan is daar op die oomblik die nuwe favorite is die bundle pack.
Nou, die bundle pack is die hele pakket wat alles insluit. Al 5 programme is hier ingesluit. 4 kliënte op die bundle pack en jy R92.000 verdien. So, kan jy upgrade, kan jy klein begin en later upgrade? Ja, jy kan. En die goeie nuus is, jy gaan net die verskil inbetaal. So as jy byvoorbeeld begin met die $300 program, en jy upgrade later van op die $300 af na die $900 toe, gaan jy net $600 inbetaal, en dan het jy die groter program. So dis baie maklik om te upgrade, en dis hoekom families hierdie risikovrye stelsel kies om aanlyn te verdien en finansiëel vry te kom. Nou as jy wonder of hierdie vir jou gaan werk, en jy wil dalk net eers gou die water toets, het ons nog 'n opsie vir jou kom kuier in ons klaskamer. Ons het in die Afrikaanse klaskamer 'n les of 'n module wat ons noem die baanbreker kursus, waar jy gaan leer wat is passiewe inkomste, wat is digitale produkte, digitale bemarking, verkoopregte, hoe werk die legacy builder program, hoe werk die 2 ure werksdag, en jy gaan sien hoe jy daai kan gebruik tot jou voordeel. Nou, dis 'n app wat jy download op Google Play Store. Jy kan 'n 7-day free trial kan kry, vir 7 dae gratis kom kuier, en elke keer as jy iemand uitnooi en hulle subscribe, kry jy $5 kommissie, maar soos elke maand wat hulle in die klaskamer inkom. So, baie mense gebruik hierdie om vir hulle 'n tweede salaris te bou. Want as jy 37 mense uitgenooi het om hierdie te kom doen, dan het jy $185, dis omtrent R3.000. So daar is bemarkers wat hierdie gebruik as 'n ekstra inkomste, 'n ekstra salaris. So, hier's my uitnodiging en my voorstel. Boek 'n Wi-Fi of 'n video call met die bemarker of die persoon wat jou vanaand uitgenooi het na hierdie gratis klas toe, want dalk het ons nie al jou vrae beantwoord nie, en dalk is daar nog 'n paar goedjies wat jy wil weet, en wat hulle ook kan doen, is om vir jou daai demo te doen, in te log en vir jou in meer detail te wys. So, hierdie is 'n wonderlike geleentheid, en jy kan ook 'n sukses maak van hierdie, want as ons kan, dan kan jy ook. En ek hou van Marika se raad wat sy gegee het aan die einde. Die beste raad nog, sy het gesê, gaan bid. Gaan na Vader toe, vra vir hom hoe om hierdie te doen, hoe om te begin, en vra vir sy blessing, en laat hy vir jou daai bevestiging gee. Onthou, Vader het 'n plan met jou lewe, en wanneer jy in daai plan in beweeg, dis waar daai blessing gaan wees. Die meeste van ons het nie die geld gehad om hiermee te begin nie. Maar in my geval het ek ook gaan bid en gesê, Vader, ek het nie die geld om hiermee te begin nie. Hoe gaan ek begin? Waar gaan ek dit kry? Hy het vir my gewys en ek het dit gekry en ek het begin, en vandag het my hele lewe verander. So, boek daai Wi-Fi call, boek daai video call, vra al jou vrae, en die goeie nuus is, wanneer jy inskryf, jou bemarker wat vir jou gaan inskryf, gaan ook jou mentor word. So hulle gaan saam met jou die pad stap, jy kan vra, as jy hulp nodig het, gaan hulle daar wees vir jou, ons gaan almal daar wees vir jou, jy's nooit alleen nie, jy het altyd iemand daar wat jou gaan help. So dis wat lekker is, dis jou eie besigheid, jy vat al die profijt, jy vat daai hele 100%, maar jy's nooit alleen nie, daar's altyd hulp vir jou daar buitekant. En jou droom is moontlik, laaste ding, daai droom wat in jou hart is, it is possible, jy kan dit doen. Vanaand het jy gesien hoe dit moontlik is. Nou baie dankie vir julle tyd, dankie dat julle saam met ons kom kuier het, wat 'n wonderlike voorreg. Ek hoop jy boek daai Wi-Fi call, en ek hoop ook dat ons jou binnekort in ons klaskamer in die online space gaan sien. Dankie julle, mag julle lekker slaap, 'n geseënde nagrus, en droom oor dollars aanlyn van jou selfoon af.